En 'n sekere dele van Centurion is sedert 4 April sonder elektrisiteit weens 'n brand by die Brakfontein substasie. Hoewel dele soos Mall at Reds en Amberfield nou weer krag het, is Heuwelsoord en Rooihuiskraal uitbreiding 5 steeds sonder toevoer. En ons kry nou meer inligting by Lenore Janse van Rensburg, VF+ raadslid in die Tshwane Metro. Lenore, goeiemôre en welkom by die program. Goeiemôre Susan, goeiemôre luisteraars en dankie vir die geleentheid. Waarom die herstel in die Brakfontein, hoekom neem dit so lank? Wat is van die grootste struikelblokke in die proses? Susan, ek dink die omvang van die skade op die Brakfontein substasie is so groot dat omtrent die hele substasie moes oorgebou geword het. Die vuur het soveel skade aan al die kragdrade en al die panele gedoen, dat dit in normale tyd gewoonlik 14 dae vat om so groot omvang van die skade van hierdie vuur reg te maak. Is daar voldoende kommunikasie van die Tshwane Metro se kant af aan die gemeenskap en hoe help hulle om die publiek op hoogte te hou van sake? Die kommunikasie is 'n groot probleem, veral in hierdie situasie, want wat gebeur het is, ons burgemeester van Action SA het eers op dag 7 by die by die substasie aangekom, en toe het sy vir die mense beloof dat vanaand gaan die krag aangaan. So toe het sy die werkers net 7 dae gegee om die herstel te doen. En as sy soos ek en raadslid Wesley Jacobs die moeite gedoen het om in die substasie in te gaan en net te gaan kyk hoeveel skade is gedoen. So wat gebeur het is, hulle moes al die kabels uithaal as gevolg van die vuur, hulle moes nuwe panele insit en ons het 'n volle studie gaan maak om te sien wat is menslik moontlik. Nou, omdat die burgemeester gekommunikeer het dat dit 7 dae vat, het sy soveel druk op die amptenare gesit, dat daar op een stadium tussen 80 en 100 werkers was, net om te help om al die gebrande drade uit te haal. En dit is menslik onmoontlik om te verwag dat ons amptenare partykeer dubbel skofte moes gewerk het en net 3 ure slaap gekry het, wat ook 'n ander probleem kan wees vir veiligheid vir hulle self. So omdat sy soveel druk op hulle gesit het, het die mense dag en nag gewerk en die ingenieur het vir ons verduidelik dat tipies vat so groot substasie om te herbou 14 dae. En sy het hulle beloof in 7 dae sal dit reg wees en dit het gelei tot verskillende miskommunikasie van alle kante af na die inwoners toe. Lenore, mens kan die inwoners se frustrasie verstaan. So stadig daar was 'n protesaksie gewees waar plaveistene rondgegooi is ook daar wat ook die situasie vererger het, die herstelproses. Ja nee, dit is glad nie lekker om sonder krag te wees vir meer as 1 dag of 'n uur nie, want mens voel asof jy kamp in jou eie huis. So wat gebeur het is, die betogers het die Vrydag aand, nadat die burgemeester die tyd gegee het dat dit sal aanwees, het hulle voor die substasie gestaan en hulle het gesing en gedans, en hulle het toe nou gekeer dat die kabels wat moes afgelaai geword het daai aand, kan inkom in die trok. Want toe die trok aankom met die nuwe kabels om die herstelwerk te doen, wat toe gebeur het is, hy toe omgedraai want hy was bang hierdie mense val hom aan. En behalwe daai betoging het hulle 3 keer in Heuweloord die R55 geblok en hulle het die plaveisselstene gevat en motoriste gegooi en mense wat heel onskuldig is, se lewens in gevaar gestel. So ek dink as die kommunikasie net duidelik was, dat van die begin af, ons doen alles wat ons kan, ten minste 14 dae, sou al hierdie proteste en betogers geweet het waarmee ons deel en dit sou nie so groot probleem gewees het nie. Nou weet, as mense so lank sonder krag sit, dit is baie moeilik om jou yskas aan die gang te hou. Ek dink nie eers hoe moeilik moet dit wees om te kwantifiseer wat die skade kan wees na soveel tydperk verbygegaan het wat jy nie krag het nie. En ek praat nie eers van besighede of ondernemings nie. Wat doen die gemeenskap om mekaar by te staan in hierdie tyd? So die Raslou NG Kerk het vir ons vrieskaspasie plek gesit. Dan het Burger Box ook hulle vrieskaste
oopgemaak en al wat jy moes gedoen het is net jou naam op jou vleis en jou kruideniersware gesit het en dan sal hulle dit vir jou stoor. Ons het ook gereël dat die mense hulle fone kan herlaai. Maar hoe mens wel so groot probleem kan voorkom is, die Vryheidsfront Plus se plan was dat met die vorige burgemeester lid van veiligheid was om kameras te sit om die substasie. En as jy kameras sit, is hierdie kameras in verbinding met kontrolekamers wat direk na die verskillende maatskappye soos Monitornet, IDT te sit en as ook die metropolisie. En dan die oomblik as so kabel skade het, gaan hierdie kamera onmiddellik die verskillende mense in kennis stel en dan voorkom jy dat daar 'n brand of kabeldiefstal plaasvind. Maar die nuwe leierskap onder ANC, EFF en Action SA verkies dat daar wagte is en hulle wil hê dat hierdie wagte die hele plek moet patrolleer en dit is die rede hoekom die skade aangetref is en die vuur nie gou genoeg geblus is en voorkom van hierdie groot probleem nie. Ja, ons hoop daar gaan baie vinnige deurbraak kom en dat die inwoners van veral Rooihuiskraal en die ander plekke wat nog steeds nie krag het nie binnekort se kragtoevoer herstel kan wees. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, Lenore. Susan, ek het net goeie nuus dat Rooihuiskraal wel gisterand 1:00 aangegaan het, as ook Heweloord en ook Thatchfield. So die meeste van Centurion het nou krag. Wonderlike nuus. Baie dankie. Mooi dag. Dankie, selfde. Lenore Jansen van Rensburg Vryheidsfront Plus raadslid van die Tshwane Metro.